Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars, dit is 11 uur en ons is op ons pos hier in die ateljee en ons gesels oor alles en nog wat. Veronica, wat sê van die weer? Die weer is koud, warm. Ek is nie seker nie. Ek is hier half in die herfs. Dit voel amper herfs vir my. Maar ons het nog steeds 'n mooi dag buite. Ja. Ons het reën gehad en ek dink ons het niks om oor te kla nie. Absoluut niks nie. Dan sê. Nou ja, ek is ook hier so luisteraars, is Jackie. Ek is saam met Veronica en Leonie en Chantay, of course, hou ons op die lig. Sy is die klankingenieur en die regisseur en ons sê vir al ons duisende luisteraars, dankie dat julle Radio Fynbos gekies het. Dit is so mooi. Ek weet nie wie van julle het, ek moet dit noem, wie van julle het geluister na die song wat Chantay vir ons gespeel het teen Jordan se Visserman. Voor die program, ek wil al sê wedstryd. Voor die program. En as julle nie het nie, gaan luister sy woorde. Dis pragtig. Nou ja, Radio Fynbos het gedurende die naweek verskeie kajakroeiers op die rivier gesien. Elkeen met 'n visstok en natuurlik is hulle van hulle see toe ook. Dit was 'n pragtige prentjie. Weet jy daai kleurvolle gesig op die rivier was so mooi. Nou ja, soos ons gesê, daar was op die see ook, hulle het die kompetisie gehad. Almal wat aan die kajak kompetisie deelgeneem het, dit was so 'n lekker inspuiting vir ons dorp se toerisme en ekonomie. Nou ek het so bietjie vanmôre terugvoering gekry van Morney, ek sukkel om jou van te sê, de Almaye, of wat ek kan nie onthou nie. Hy het al oor Radio Fynbos ook gepraat. Hy sê totaal van 119 inskrywings was daar. Dit was die grootste kompetisie ooit in Stilbaai. Well done julle manne. Nou wat hy gesê het, Vrydag was die registrasie en hulle het byeengekom by 'n plek en hulle het die veiligheidsbriefing gegee vir almal wat baie belangrik is. Saterdagoggend 5:00 het hulle gelunch. Net so vinnige opsomming, die wind was baie sterk, maar daar is visse gevang en soos hulle gesê het, baie visse is release weer. En Sondag kon die see kajakke nie uitgaan nie, die weer was nie reg nie. Maar ek neem eintlik vanmôre 'n bietjie kwaadlik, want wat hulle gevang het was granters en dis my favorite vis. Dit is 'n ongelooflike vis wat jy in die rivier vang. Maar anyway, baie geluk en dankie Morney wat jy vir Stilbaai se toerisme doen. Jy en al jou organiseerders. Nou ja, Veronica? Ek sien 84,000 retourpassasiers. Radio Fynbos het dit verneem dat soveel passasiers is deur George Lughawe. Gedurende Desember en Januarie vakansie, dis nou 2025 en 26. Dis reg, ja, die vakansieseisoen. Dis 'n enorme groei van 14% vergeleke met dieselfde tydperk van laas jaar. Baie mense besef dat die hele tuinroete baie afhanklik is van toerisme. Veiligheid het sekere hoë prioriteit as vakansiegangers op 'n vakansiedestinasie besluit en natuurlik ons blou vlag strande. Ja, weet jy, ek het net so by my so gesit en wonder toe ons praat van 84,000. Toe wonder ek of daar genoeg sitplekke was, want gewoonlik het George tekort aan sitplekke op die vliegtuie. Miskien kon dit meer gewees het, ons weet nie. Maar ek het 'n interessante storie wat ek met julle wil deel hier in die ateljee en luisteraars. Tong aan die kies, obviously, jy weet ek het 'n vriend gehad, hy het in die Karoo geboer. So julle moet nou self besluit hoe julle die storie vat. Hy het daar veral met skape geboer. En dan hulle grootste uitdaging was om die skape korrek te tel. Nou die skape het hulle gewoonlik in die aand in die skaapkraal gejaag, obviously, om te keer vir jakkals en dit, en dan die oggend, dan gaan hulle weer uit en dan tel hulle. En met die dat hulle net die skape wil laat uitgaan, toe kom maar 'n jong aan en hy sê, Melanie, ek sal hierdie skape tel. Nou jy weet, daai ou staan so drukkertjie wat elke keer as 'n skaap gaan aan druk hy. Hy sê nee, jy gaan hierdie klomp, hier is baie skape. Jy gee my 'n kans, maar intussen druk hy ook die ding.
En toe die skape klaar almal uit is, toe sê hy vir die ou, okay, hoeveel skape was daar? Hy sê 4323 skape. Ja, wraggies, hoe kry jy dit reg? Hy sê, ag Melanie, is maklik. Ek tel die bene, dan deel ek dit deur 4. Hy tog, ek hoop hulle die passasiers so uitgewerk het. Ja. Nee, ja, Jackie, jy gaan seker die damme vir ons deel. Ja, kom ons hoor gou net, weet jy, ek wil nou net die storieetjies lank uitrek nie. Dis 'n interessante goed wat ek optel na die werkstuk is. Wie van julle kan vir my sê, luisteraars, julle ingesluit, as julle WhatsApp wil stuur, ons is op lyn in die ateljee. Wie van julle kan vir my sê, watter plek word deesdae genoem Kugompo City? K-U, hoofletter G-O-M-P-O aan mekaar, City. Kupongo City. Kugompo City. Kugompo. So daar Ja. sien 'n K in nie. Wel, dan kan seker wees, maar ek kan nie daai K maak nie. Klaar. Baie bekende plek. Okay. En weet julle wat, luisteraars, sal ons 'n bietjie wag voor ons sê? Ja, kom ons gee jou nommer, Ja, Jackie. gee net jou nommer eers. O ja, dis belangrik. 082 781 9025. Kugompo City. Watter stad is dit nou? Of was dit? Of is dit nog steeds? Kugompo City, die WhatsApp ons gehou asseblief. 082 781 9025. Ek het my foon ready in die ateljee. Ja, dit damme. Nee, nie gelukkig mag ons nie deelneem nie, want ek sou in elk geval nie geweet het. Jy wil nie weet wat deur my gedagtes gegaan het. So, Ja, nee, dit is arme kinders wat deesdae adreskinde neem. OK, damme, Korentepoortdam 49.6%, Duiwenshoek 84.1%, Orange Grove 70% en Jongensfontein 100%. En ons het laas keer gesê ons gaan 'n bietjie uitvind. Maar ek het garbled messages gekry oor Jongensfontein. Hy kry natuurlik sy water van ondergrondse water, fonteine en so. Maar toe vra ek die vraag, wanneer laas was hy leeg? Of was hy naby aan leeg? En toe sê hulle vir my in 2026. Toe dink ek, dit kan nie wees nie. En toe sê hulle 2018, 2019 was hy so te sê leeg. Ek het dit nog nooit gesien nie. So ek gaan 'n bietjie ondersoek instel oor dit. So ja, dankie. En dan die goeie nuus. Ons hoef nie meer met hierdie ou cheap brandstof te ry nie. Ons kry nou lekker duur vars brandstof. dis 'n manier om na dit te kyk. Ja. Positiewe manier. Ja, die ou net my geleer om hierso gee ons net goeie goed by Radio Fynbos uit en ek het dit dadelik ter harte geneem. Veronica, sê jy of Leonie? Leonie, kom gee jy die brandstof. Ek is dom met daai. Ek hou nie van syfers, dis as jy agtergekom het. Ek ook nie, maar ek gaan gee. Julle beste, gee ons gas. So gas is 23 sent per kilogram. Is dit dan nou verhoog? Die parafin is dan 44 sent per liter. Petrol 20 sent per liter. Diesel 62 sent per liter. En dit is dan nou die 5% en dan 65 per liter vir die 0,005%. Is dit dan nou die 50? Die eerste een is seker die 50. Ja, dis reg, ja. En die ander is die 500 as ek dit so kan stel. Die suiwer een wat minder, dink hy minder lood in as ek reg onthou, is nie seker nie. Maar nou ja, nou kan julle karre met geruste harte gaan volmaak met vars nuwe brandstof. Nie hierdie ou cheap nou brand brandstof nie. Ja. Goed. OK Veronica, ons het verskeie uitsending gekry. Verskeie versoeke gekry vir die uitsending. En ek moet sê ek wil dit daarom net inslip. Jan en Jolinda van der Merwe is terug van Nieu-Seeland af. En hy het my laat weet ons is nou terug, ons luister nou Radio Fynbos weer. En al wat ek wil sê is Jan, ek hoop julle het met die All Blacks gepraat in Nieu-Seeland, julle het hulle oortuig om in hulle kleedkamer Radio Fynbos te speel, so as hulle strekoefeninge doen. Ek vertrou julle het daai oorredingsvermoë. Veronica, sê vir ons. Ja, met die versoeke wat ingekom het, is dit vir my baie duidelik dat Teens Jordaan wat nie meer by ons is nie, baie hartseer. Beslis gewild is onder luisteraars of van ons luisteraars.
En ons het dan 'n versoek om 'n liedjie van Teensjordaan of meer as een van Teensjordaan te speel. En die versoeke kom van Lenet Prinsloo van Pretoria en Reinet Landman van Dispatch en dan ook Ingrid van die Moot in Pretoria. Ons het vir julle 'n liedjie gekies en Jackie het die keuse gemaak en daar's 2 liedjies, die een is Môre liedjie, Jackie, dis sy naam, Môre liedjie. Ja. En die ander een is Wie se kind is jy? Nou ja, daai Wie se kind is jy, kry weer julle danspartners reg. Dis 'n lekker liedjie daai. En ons gaan een ek kan amper weer sê, in die program speel. Tydens die program gaan ons een Is van reg geregisseer. Okay, sy thumbs up. alles. Ek het jou al lank al gesê, Chantay het 'n swart belt in regisseur en klankingenieur. Nou ja, nou ons gesels vanmôre oor diere maniere. So kom ons skop af met diere wat hande vashou terwyl hulle slaap. En daai was ook vir my 'n interessante een gewees. Hoe hou jy hande vas? Want ek draai baie om in die nag. Maar gelukkig is dit lyk my net in die diere wat dit gebeur. Nou die seeotters, hulle hou hande vas terwyl hulle slaap. Maar nou waarom? Dis om te keer dat hulle nie wegdryf. En hulle hou mekaar se pote vas. Dis seker die enigste plek waar klou aan mekaar wetenskaplik aanbeveel word. En dan is daar wel diere wat meer as een hart het. Seekatte het 2 takharte. Branchial hearts noem hulle dit. Wat bloed pomp na die kiewe en een hoofhart, systematiese hart. Wat pomp en hy pomp bloed na die res van die liggaam. Wanneer 'n seekat swem, hou die hoofhart verskoning op om te klop. Dis hoekom hulle verkies om te kruip eerder as om te swem. Kan jy dink wat se harde tyd het seekat kardioloog om daai 2 harte te ondersoek en in stand te hou? Ja. Ja, so as julle wonder hoekom hulle eerder kruip of lyk of dit kruip, is omdat hulle dit het te doen met die harte en die klop van die bloed en pomp van die bloed en al daai goeters. En dan kom ons by kameelperd. Kameelperd het net een, soos ons. Maar daardie een hart is ongelooflik kragtig. Kragtig omtrent 'n kragstasie op sy eie. En waarom mense soms dink dat kameelperde 3 harte het, is omdat hulle nek, hulle het seker almal al 'n kameelperd gesien met die lang, vreeslike nek. En daai nek is tot plus minus 2 meter. So die hart moet bloed teen swaartekrag opstoot tot by die brein. Die bloeddruk is baie hoër as by meeste ander diere. En mense dink dan, daar moet seker meer as een hart wees. Nee, die natuur het slimmer planne gemaak. So wat maak die kameelperd se hart so besonder? Dit weeg ongeveer 11 kilogram. En het baie dik spierwande. Dit pomp bloed teen 'n baie hoë druk. Kameelperd het spesiale kleppe in die are van die nek om te keer dat bloed terugvloei en 'n slim meganisme wat voorkom dat die brein beskadig word wanneer hy sy kop vinnig laat sak om water te drink. Is dit nie ongelooflik hoe die natuur is nie? En ja, die een wat hierdie diere op die aarde vir ons gesit het. Ja, Baie keer dan gaan dit in my kop, hoe werk Ons dit? kan nie Hoe weet hierdie- nie. En dis soveel diere, goggas, Visse, waterdiere, ja. alles. Ja. En elkeen verskil eintlik. Ja, Dis ek wil waar. nou nie afdwaal nie, maar ek verkyk my, want die mossie op, Ja, die koekie stap, kan jy amper sê, so ja. stylvol. En elke enetjie kan jy maar kyk, hulle het 'n ander manier van hoe hulle beweeg. Dis ongelooflik. Om nie eens te gaan daai rigting nie, want dit is, ek verkyk my daaraan af, party voel se vere, die kleure daarin en so aan, is ongelooflik. Nou ja, waar het ek nou? Jackie, jy kan vir ons van die inkvis vertel, dink ek. Okay, ja, natuurlik sal ek dit doen. Ek het so 'n storie gehoor van jy weet, dit pas miskien nou nie heeltemal in die luisteraars.
ek wonder of dit nie die hele ding gaan bederf nie. Kyk, vroeër die jare, dit gebeur nog steeds, waar hulle kameelperde slag. Dit is so. En hulle maak dan van die nekpotjie, of hulle maak dit, of hulle maak dit. En hulle eet mens Dis krokodille nou op. ernstig, né? Oor daai aspek is ek ernstig. Okay. Ja. En toe wil hulle die nek braai. Toe gee hulle vir ou die job om alles reg te kry, die rooster en dit, en toe daar kom toe sê nee, hy kry nie so lang rooster nie, hy los dit nou. Maar anyways, skoot, in Afrikaans inkvis. Die woord inkvis kom uit Nederlands, letterlik inkvis, omdat dit hulle ink spuit as verdedigingsmeganisme. Yes, ek het dit al gesien. Hoe blou word dit as hy dit so spuit. Ja. Ek het dit nog nooit beleef nie. Ja, ek het op, nie in die natuur nie, maar ek het dit op foto's al van in 'n video al gesien, ja. Nou flaminke, wat 'n pragtige, elegante voël is daai nie, hè. Naby Witstrand, een van ons kusdorpe hier in die Essequa-streek, sien ons soms flaminke. Maar hoekom staan hulle gereeld op een been? Om hitte te bespaar. Een been in die water is gelyk aan minder hitteverlies. So hulle kry net op die een been koud. Nie omdat hulle moeg is nie, hulle staan dikwels in koue water. Deur een been op te lig verminder hulle hitteverlies. Hulle bene het 'n spesiale teenstroom hittewisselaar. Warm bloed wat afvloei verhit en kouer bloed wat opvloei. Dit beperk hitteverlies. Nou, wat vir my interessant was van hierdie flaminke daar by Witstrand is, sekerlik is dit Eskom wat drade daar het, en hulle het sulke goed aan die drade gesit, dat die flaminke dit moet sien as hulle inkom vir landing. Dit is vir my so mooi gewees om dit te sien. Is interessant. Nou skoot in Afrikaans, dit het ons gelees. Nou die aardwurm. Ja, die aardwurm, Leonie, het 5 harte. Vertel jy nie vir ons bietjie daai Dis ongelooflik. Ja. En dit is dan eintlik 5 paar aorta bo wat soos pompies werk. Dis nou nie harte soos wat ons harte ken nie, maar funksioneel soortgelyk. Nou dat ons dan wonder, watter dier het die grootste hart, Veronica? Nou, ek het uitgevind is die blou walvis. En spesifiek die blou walvis, nie die ander nie. Ja, want dit is massive. Ja, die blou walvis se hart kan meer as 180 kilogram weeg. Dit is ongelooflik, hoor. Soos 'n bees, man. Ja, so groot dat 'n klein kind in die hoofslagader kan kruip, teoreties. Ja, spesifiek die blou walvis. Nou luisteraars, ekskuus tog, ek slip nou in hierso. Julle luister na Radio Fynbos hier van Stilbaai. Lewendig. Dit klink lekker lewendig. Nee, julle luister regstreeks Stilbaai, Radio Fynbos, elke klein Saterdag 11:00. Uitsendings weer Vrydag 4:00 en dan die podcast die volgende week op YouTube. Baie welkom. Ek wonder of dit nou die tyd is om môre liedjie te speel. Hoe voel ons regisseur? Ja, en dan kan die luisteraars so lank wonder, wat het die klein staart? Ons het dan vertel die blou walvis is die grootste. So watter dier sal julle sê die klein staart? Ja, en dan wag ek nog steeds. Ek hou my WhatsApps dop. Watter stad is Kuchumpu City? Kuchumpu City. Asseblief. Ek hou my WhatsApps dop. Ja, ons vir die wat nog nie reg geraai het nie, die dier met die kleinste hart. En hier kyk ons na absolute hartgrootte by klein diertjies. Die kolibrie, dis 'n Engelse naam vir die hummingbird, is 'n baie klein, kleurvolle voeltjie wat veral in Noord- en Suid-Amerika voorkom. Hulle is bekend vir hulle ongelooflike vinnige verkslae en die manier waarop hulle in die lug kan stilhang. Het ons nie ook sulke voeltjies nie, want hulle hang ook so, ja, ons het, ja. Maar wat noem ons hulle ook die hummingbird? Ek kan nie Ja, ek dink so. Ja. Wat maak hulle so besonder? Hulle kan in die lug hover. Soos 'n helikopter weer. Hover, ek weet nie hoe my spreek jy daai ene uit nie. Met ander woorde, hulle kan op een plek by sweef terwyl hulle nektar uit 'n blom drink.
Hulle vlieg vorentoe, agtertoe en selfs onderste bo. Die vinnigste vlerk sal van enige voël tot 50 tot 80 keer per sekonde. Dit is baie, né? Die hartklop is baie vinnig. Meer as 1000 slae per minuut wanneer hulle aktief is. Nou die hartgewig is minder as 1 gram. Dit is net ongelooflik. Ja. Die pols kan tot 1200 keer per minuut Goeie klop. genade. Hierdie vinnige hart hou hulle ongelooflike metabolisme in stand. En dit is dan nou net die hummingbird. Dis die hummingbird, dis die enigste wat ek so ver kon agterkom. Ek weet nie, ek het nie verder gekyk, maar dis die hummingbird se storie. So kan jy nou dink om al daai dinge uit te werk. Nee, wat? Dit kan net van bo kom. Nee, amen, kan ek regtig sê op dit. En dan is ander klein diere, die muis. Nou die muis se hartjie is 0,15 tot 0,2 gram groot. Dis bitter klein. Ja, en Ek's julle 'n dapper muis. Ja, regtig waar. ja, en julle dames is so bang vir 'n muis. Kyk hoe klein haartjie het hy maar. Ja, ons is bang vir 'n muis en ek hou nie van om diertjies dood te maak nie, maar hulle kan kwaad doen hoor. En hulle kan tot teen gordyne ook ophardloop. So. Ja, kyk, ek het eendag 'n storie gehoor. Ek kom nou aan die stories, ons begin dit klaarmaak van die mannetjie kom by die huis van die skool af en sy pa vra vir hom, wat is die beste wat jy geleer het vandag? En hy sê, pa, ek het geleer, 'n muis het ten minste 3-4 liter water in hom. Sy pa sê, is onmoontlik man. Hy sê, pa, die muis het teen die juffrou se been opgehardloop en sy het hom vasgedruk en toe. Nou ja, sommige insekte het nie regte harte nie, maar buisvormige pompstrukture. So dit is selfs kleiner as jy die hartgewig vergelyk met liggaamsgewig. Nou weet ek al van die kolibries en ander voëls sê die grootste hartgewig per gram liggaammassa tot 2 tot 3% van die liggaammassa. Die blou walvis het die kleinste relatiewe hartgewig, minder as 0,5% van die liggaammassa. Interessant. Al is dit die grootste hart in absolute terme. Ja. Nou wat beteken meer harte eintlik? As ons dink daai dier het meer harte omdat hy groot is of wat ook al. Dit is baie ongewerveldes soos seekatte en wurms. Hulle het of meer as een hart of verskeie pompstrukture. Hoe meer kompleks en groter die dier word, soos soogdiere, hoe meer het evolusie gekies vir een sterk doeltreffende hart met kamers. Met ander woorde, meer harte beteken nie noodwendig meer gevorderd nie. Nou ja, hier kom 'n mooie vir Leolie. Ek dink jy gaan vir ons daai mooie van die pikkewyne lees. Ja, diemdiems is pikkewyne. Hulle gee klippies as geskenkies. Hoe weet ons klippies is geskenke? Diere gee nie vir ons verklaringe nie. Okay. En navorsers neem herhalende gedrag oor baie jare waar. So die manlike pikkewyne kies 'n klippie en dan bring hulle dit doelbewus na 'n spesifieke wyfie en dan plaas hulle dit by haar. As sy dit aanvaar, dan gebruik hulle dit saam om 'n nesie te bou. En wanneer sy nie in die klippie belangstel nie, ignoreer sy dit nie. Of sy stap net weg en sy raak nie daaraan nie. So navorsers interpreteer dit as 'n deel van die hofmakery gedrag, wat dit gebeur spesifiek net in paarseisoen en dit lei tot paarvorming en dit hou verband met nesbou. Maar dan sê julle ook hierso, ons moet versigtig wees om die menslike emosies op diere te projekteer. Dit is waar. So dis nie waarskynlik nie, hier sit die amant vir jou my lief, maar eerder, ek is 'n goeie verskaffer van nesmateriaal, kies my. Ons noem dit romanties. Die pikkewyn noem dit waarskynlik goeie infrastruktuurbeplanning, of dis nie noodwendig liefde nie, dis logistiek. En nou kyk ons na die vinke.
Ja, Ja. die vinke. Ek dink Jackie gaan hier Ja, ons luisteraars. storie vertel. Die vinke, alles is interessant. Ek dink net pikkewyne kom goedkoper weg as ons mans met klippies, maar dis een van daai dinge. Elkeen het sy manier. Ons luister, julle luister na Radio Fynbos, Stilbaai Ateljee en mense elke dag Woensdag. Ons staan einde se kant toe en ek dink is tyd dat ons ook net vir julle moet sê Radio Fynbos is weer in die proses om met iemand te gesels wat julle baie interessant gaan vind. En ons sê weer eens, ons gaan julle die tyd laat weet, of die datum laat weet, ons sê weer eens die derde keer agter mekaar, dis eksklusief. Dit laat ons so belangrik voel. Nou baie vinke, veral die wewervoëls, soos die suidelike maskerwewer, is dit die mannetjie wat die nesie bou. Hoekom bou die mannetjie? Hy probeer die wyfie beïndruk. Die nes wys sy vaardigheid, krag en gesondheid. Hoe mooier en stewiger die nes is, hoe beter sy kans dat die wyfie hom kies. So hy moet daar impres. Waarom sien ons soms die wyfie ruk al sy harde werk uitmekaar? Hierdie woman's world. Maar as sy die nes ondersoek en besluit dit is nie sterk genoeg nie, of nie goed geweef nie, of het 'n swak plek gebou, dan skeur sy dit net uitmekaar uit en verwerp dit. Die ego zwaai seker daar. Dis nie uit woede nie. Dis natuurlike seleksie, dis so waar. Sy soek die beste moontlike maat om haar kuikens 'n veilige begin te gee. En dis baie fair. Wat doen die mannetjie dan? Ag, hy begin maar net weer van voor af te bou. Party mannetjies bou verskeie nesies totdat 'n wyfie tevrede is. Ja, aanhouer wen. Nou die bouinspekteur in die boom. In party bome sit daar 'n mannetjie wat sy hart, siel en al sy weefkuns in 'n droomhuisie sit. Hy werk oor tyd. Geen argitek nie. Geen YouTube tutorials nie. Net snavel en gras. Eintlik ongelooflik. Soos alles van die natuur is. Ons mense verstaan dit nie. Dan kom sy. Kyk links, kyk regs, trek so liggies aan 'n grasie en dan val alles uitmekaar. Geen argument, geen verduideliking nie, net probeer weer. Nee, Jackie, maar dis al nie nodig om dit so vreeslik wreed te laat klink nie. Toe ek hierdie lees, toe dink ek so by myself, Veronica, Leonie en Chantay, is al hierdie vinke nie skorpioene nie. Is hulle nie in November gebore wat hulle, jy weet, hulle is gevoelloos. Geen kommentaar. No comment. Goed. Nou, wat doen hy dan? Hy huil nie op sosiale media, soos baie partymans of sommige mans dit doen nie. Hy begin net weer bou. Want in die natuur is daar nie plek vir halfhartige werk nie. Die wyfie soek veiligheid, strukture en toewyding. Ja, dis fair. Dalk, net dalk, is daar 'n les daarin. As dit maklik uitmekaar val, was dit dalk nie sterk genoeg nie. As jy met oor begin, beteken dit nie jy's waardeloos nie. Party inspeksies is nie kritiek nie, dis keurings vir iets beter. En nee dames, moet nou asseblief nie vanaand julle man se projekte toets en daaraan begin staan en ruk nie. Ja, vir al ons wat klerke is, ons se ding aanpak, moet jy dit toets nie. Want dan haal hulle sakdoeke uit en begin huil. Nee, ek haal my laptop uit en ek huil oor sosiale media, wat? Tonnetjies, né? Ja. Ja. Nou ja, nou groet ek weer. Dankie luisteraars, dat julle ingeskakel het. Onthou Woensdag, elke Woensdag 11:00, Vrydag die uitsending en dan volg die podcast. Dankie Leonie, dankie Chantay, dankie Veronica. As jy Radio Fynbos luisteraars, dan sluit ons af met hierdie woorde: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Of dit nou 'n groot hart is of 'n klein hartjie is of wat se hart, dis belangrik, bewaak jou hart. Baie belangrik. Bye for now. Ja, maar ek moet daarom ook sê, luisteraars, julle het nog nie vir my ek moet daarom die woord vir julle gee, daai dorp vir julle gee. Kukomga City. Dit is Oos-London.
Sy naam is verander na daai plek toe. Nou weet ons almal dit. Kyk maar aan die weerkaarte in die aand, julle gaan nie meer Oos-London sien nie, julle sien daai naam. En dis hoe ek dit opgetel het. Nou ja, die van julle wat daar bly, lekker bly, luister Radio Fynbos. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.